Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 18de Februarie 2026 en ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, man wat 10-jarige meisie verkrag en met HIV besmet, sy appel slag nie. Nuushooftrekke vir vandag, Hillary Clinton beskuldig Trump van toesmeerdery in Epstein saak. Man wat 10-jarige meisie verkrag, swanger maak en met HIV vigs besmet, sy appel slag nie. Reis na VSA kos belastingbetalers R1 miljoen. Zimbabwe vorder na Super 8 fase in Wêreldbeker vir cricket. Coco Gauff noem na die VSA moet wakker word. Bekende Bolandse golfspeler oorlede. 'n Man van Kaapstad se lewenslange vonnis bly van krag nadat toe hy 60 jaar oud was, begin het om 'n 8-jarige meisie in haar huis en soms in die bed waarin haar ma ook geslaap het, herhaaldelik te verkrag en haar later swanger gemaak het en met HIV besmet het. Die appellant is skuldig bevind op aanklagte van verkrachting en is in die streekhof van Parow tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Die klaagster was nie in die ouderdom om toestemming te gee nie. Die verkrachting het so gereeld gebeur dat die klaagster op 10-jarige ouderdom swanger geraak het. Daar is eers ingegryp toe bure by haar skool opgedaag het en hulle vermoedens gerapporteer het. Die skool het die ma ingeroep en opdrag gegee dat die kind na 'n daghospitaal geneem word. Die klaagster se swangerskap was toe reeds sigbaar gewees. Sy was later na 3 opeenvolgende plekke na veiligheid geneem. By die laaste plek het sy ontdek dat sy HIV positief is. 'n Ander meisie het haar medikasie herken en haar ingelig waarvoor dit was. 'n Geslote aanneming is vir die baba gereël wat onmiddellik by geboorte weggeneem is. Die klaagster was te getraumatiseerd om mondelingse getuienis in die hof te lewer. Die appellant was die enigste getuie wat getuig het ter ondersteuning van sy saak. Sy getuienis het bestaan uit 'n baie irrelevante, onsamehangende rondpratery. Wetenskaplike getuienis het bewys daar is 'n 99,99% kans dat die appellant wel die pa van die kind was. Die regter stel het verder in sy uitspraak dat die verkrachting van 'n minderjarige 'n minimumvonnis van lewenslange tronkstraf gewaarborg het. Geen wesenlike en dwingende omstandighede is bevind om van die minimumvonnis af te wyk, het hy gesê. Hy is die eerste oortreder gewees. Die regter het bevind dat die appellant se dade nie betwyfel kan word nie. Teen die tyd van vonnisoplegging was hy na 4 verskillende skole geskuif gewees. Die regter het ook nie in ag geneem dat die appellant 'n eerste oortreder was nie. Hillary Clinton, voormalige Amerikaanse minister van buitelandse sake, het president Donald Trump daarvan beskuldig dat hy die toesmeer van leers wat met Jeffrey Epstein verband hou, georkestreer het. Die Amerikaanse departement van Justisie het verlede maand die nuutste bondel sogenaamde Epstein-leers uitgereik. Dit het meer as 3 miljoen dokumente, foto's en video's bevat wat verband hou met die departement se ondersoek na Epstein. Epstein het homself in 2019 in sy tronksel om die lewe gebring, terwyl hy verhoorafwagtend was. Die egpaar is beveel om agter geslote deure voor die toesigkomitee te kom getuig. Ek wil net hê, dit moet regverdig wees, het sy gesê. Ek wil hê almal moet dieselfde behandel word. Hillary sê sy en Bill het niks om weg te steek nie. Antwoorde word geëis oor die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, die NYDA, se omstrede reis na New York, wat belastingbetalers R1 miljoen uit die sak gejaag het. Die NYDA word daarvan beskuldig dat hulle op 'n luukse reis gegaan het, terwyl jeugwerkloosheid in Suid-Afrika krisisafmetings aanneem. Volgens Tabudi Matisha, NYDA woordvoerder, was dit allerminste 'n plesierreis gewees. Dit was 'n strategiese belegging wat onderneem is op uitnodiging van die ministerie en die presidentsie wat verantwoordelik is vir vroue, die jeug en mense met gestremdhede. Hy benadruk dat die NYDA afvaardiging bestaan het uit die uitvoerende voorsitter, die uitvoerende adjunkvoorsitter en 3 beamptes wat noodsaaklike tegniese en beleidssteuning verskaf het. Angel Ganyele, DA woordvoerder oor vroue, die jeug en mense met gestremdhede, beloof hierdie party sal nie die saak daar laat nie. Die eerste besending van 1 miljoen enstofdosisse teen Beck-en-Closier van Biogenesis Bygo in Argentinië sal na verwagting hierdie naweek in Suid-Afrika aankom, so John Steenhuisen, minister van Landbou, aan die media gesê. Meer as 14 miljoen beeste moet tog ingeënt word. Enstof sal ook maandeliks deur die Botswana Enstof Instituut verskaf word, met 2 miljoen dosisse wat reeds afgelewer is, het hy gesê. Verder sal Dolwyd in Turkye ook enstof verskaf, wat deur sy plaaslike agent Doenewerks versprei word. Die LNR se eerste besending van 12.000 dosisse plaaslik vervaardigde enstof in meer as 20 jaar is vroeër van dese maand aan Steenhuisen oorhandig.
Teen einde Maart sal meer as 5 miljoen dosisse enstof van 3 internasionale verskaffers in die land aangekom het. 'n Nuwe back-and-closure ondersteuningslyn 08600 246 640 word ook vandag bekendgestel waar boere raad en leiding oor hierdie siektes kan kry. 'n Week nadat Nicolas Gotzel van die DA onthul het dat 'n polisiebeampte wat in Desember afgedank is, steeds by die Athlone polisiekantoor werk, heers daar nog 'n daverende stilte daaroor uit die geleedere van die polisie se senior bestuur in die Wes-Kaap. Gotzel het gesê, volgens die senior polisiebeampte is niemand by die kantoor ingelig dat die hierdie betrokke lid reeds in Desember afgedank is nie. Teen gister was daar steeds geen terugvoer van die polisie se senior bestuur in die Wes-Kaap nie. Die Athlone polisiekantoor se stasiebevelvoerder het by navraag gesê hy het geen kommentaar om te lewer nie. Beleggers in die sakevleuels van Suid-Afrikaanse grootste rugbyprovinsies soek antwoorde oor die inhoud van die verslag oor die Suid-Afrikaanse Rugby-Unie, oftewel SARU, mislukte ekwiteitstransaksie met Eckerley Sports Group. Albei verslae verwys na noemenswaardige misstappe in SARU se koöperatiewe beheer en die PwC verslag wat verdere ernstige aantuigings wat nie deeglik deur die ENS verslag uit die weg geruim is nie, so lei die brief. SARU het in Januarie verlede jaar, terwille daarvan om belanghebbendes gerus te stel, aangekondig dat hy ouditeurs sal aanstel om vas te stel of die vereistes van goeie korporatiewe beheer nagekom is met betrekking tot die ekwiteitstransaksie. Hoewel SARU nie die auditeursverslag van PwC openbaar wil maak nie, blyk dit uit sy eie verklaring daaroor in Junie verlede jaar dat dit probleme uitgewys het in die toepassing van korporatiewe beheer, nakoming en risiko. Terwyl SARU se verbeterde finansiële posisie goeie nuus is verlede, word lede steeds finansiëel aan bande gelê. Die kommersiële entiteite maak groot beleggings in SARU se ekostelsel. Mark Alexander het aan die skrywer gesê, die toetse word toegeken met die doel wat om soveel geld as moontlik vir sy lede in te samel. Die laer werkloosheidssyfer vir die 4de kwartaal van 2025 is gister met versigtige optimisme begroet, veral omdat die mark 'n stygings verwag het. Volgens Statistiek Suid-Afrika het 44.000 meer mense in die laaste kwartaal van laas jaar werk gehad. Die totaalbevolking van werkende ouderdomme is net meer as 42 miljoen mense, waarvan 24,9 miljoen die amptelike arbeidsmag uitmaak. Die vakverbond COSATU het die daling in die werkloosheidsyferskoers as 'n ontwikkeling beskryf, maar het gewaarsku dat die uitgebreide koers steeds gevaarlik hoog en 'n tydbom is. Die Wes-Kaap het die laagste werkloosheidskoers en het verder gedaal van 19,7% in die 3de kwartaal na 18,1% in die 4de kwartaal. Die DA het die nuusverwelkoming gesê 93.000 geleenthede is in die provinsie geskep. Die tesourie sal beslis nie weer 'n verhoging in die koers van belasting op toegevoegde waarde BTW vir vanjaar se begroting oorweeg nie. Indien meganismes wel gevind moet word om die staatskasse hulp so te gee, sal dit nie deur hoër BTW wees nie. Die tesourie sal op geen manier weer die roete van jaar oorweeg nie en is hoogs onwaarskynlik dat hy binne die volgende jaar enigstens die hefboom sal trek. Dis polities blote omstrede het hy gesê. Edward Kieswetter, kommissaris van die SAID, het al telkens gesê verhoging sal aanlei tot swakker nakoming deur belastingbetalers wat doelbewus die swaarder las wil ontduik. Persoonlike inkomstebelasting verteenwoordig nou bykans 10% van Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Maatskappybelasting wat 27% beloop, sal ook onaangeraak moet bly. Aandag sal ook meer aan die versterking van administratiewe prosesse met betrekking tot BTW se stelsel gegee moet word. Die Skotse flank Jamie Ritchie gaan langs die kantlyn wees nadat hy Saterdag sy skeenbeen gebreek het in sy span se 6-0 oorwinning oor Engeland op Murrayfield. Dis 'n gevoelige terugslag vir die Skotte nadat hulle 6-0 veldtog met 'n skittervertoning teen Engeland weer op koers gekry het. Skotland het nie maandag 'n beseringsverslag uitgestuur nie, maar Gregor Townsend, die span se hoofafrigter, het bevestig dat die agste man, Jack Dempsey, en die vleuel Jamie Dobie ook beseer is. Skotland speel Saterdag in Cardiff teen Wallis, tans die slaansak in hierdie kompetisie, maar Townsend het gewaarsku, sy span durf nie die gekweste drake in die Principality Stadion onderskat nie. Die Skot het verlede seisoen gesukkel om die Wallisers met 35 teenoor 29 punte op Murrayfield te klop. Frankryk op 10 punte is die pas aangeheer, terwyl Engeland op 5 punte, Italië op 5 punte en Ierland op 4 punte ook nog sterk in die wedloop is. Wallis kon na groot nederlaag teen Engeland en Frankryk nog nie enkele ligapunt ingesamel het nie. Wallis se ondersteuners is besig om hulle optyd vir hulle sukkelende span te verloor. Getroue ondersteuner van die Draak het Sondag voor die afskop aan BBC.com gesê, die huidige stand van Wallis se rugby is hartseer en neerdrukkend.
Daar is ook ondersteuners wat meen die politieke onstabiliteit in Walliese rugby is die hoofrede waarom die span in 'n moeras van agteruitgang weggesak. Steve Tandy, Wallis se hoofafrigter, het gesê hy het begrip daarvoor dat die span die verantwoordelikheid het om na mense na die stadium toe te lok. Hy glo egter die span word deur die hele land geondersteun. Anthony Kim, die kampioen van die LFV golftoernooi in Adelaide, het nog baie werk om te doen, maar staan weer 'n kans om die meesters en 'n ander major toernooi te kwalifiseer nadat hy die sport vir 12 jaar verlaat het weens beserings. Kim sal nog 153 plekke van 203 moet opskuif om betyds vir 'n outomatiese uitnodiging na die meesters toernooi te kan kwalifiseer. Daar is slegs 3 LFV golf byeenkomste tussen nou en dan, Hong Kong van 5 tot 8 Maart, in Singapore 12 tot 15 Maart en Suid-Afrika 19 tot 22 Maart. Vir vanjaar se toernooi op Shinnecock Hills van 18 tot 21 Junie sal die topspeler wat nie andersins outomaties kwalifiseer nie in die top 3 van LFV Golf se individuele punteleer op 18 Mei 2026 'n gratis uitnodiging ontvang. Ondersteuners van die Zimbabwese cricketspan het gister in die reën gestaan en gedans nadat hulle helde vir die tweede ronde in vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi, die T20 WB in Indië en Sri Lanka gekwalifiseer het. Die punt wat Zimbabwe in Kandy gekry het, was genoeg om te verseker dat hy niks swakker as tweede in groep B kan eindig nie. Dit is die tweede keer dat Zimbabwe die volgende ronde van 'n T20 Wêreldbeker haal. In 2022 se skouspel in Australië het hy tot die Super 12 fase deurgedring. Hoewel beserings die Aussies van bewese sterre soos Pat Cummins en Josh Hazelwood in die toernooi beroof het, sou mense vooraf gedink het Zimbabwe en Sri Lanka sal twee spanne wees wat uit groep B gaan kwalifiseer. Nieu-Seeland het vroeër gister ook sy plek in die Super 8 fase bespreek deur Kanada met 8 paltjies te wen. Glenn Phillips en Rachin Ravindra se onoorwonde vennootskap van 146 lopies om die derde paltjie het die swart pette tot 'n klinkende oorwinning gehelp. Nieu-Seeland het saam met die voorloper in groep D, Suid-Afrika, vir die Super 8 fase gekwalifiseer. Coco Gauff sê dis moeilik om wakker te word en om te sien wat in Amerika aangaan, maar sy gaan aanhou om haar uit te spreek oor sake wat vir haar belangrik is, het sy gesê. Betogings vind plaas oor Amerika heen, sedert Renee Good en Alex Pratty verlede maand in Minneapolis deur agente van die Amerikaanse agentskap vir migrasie en douane afdwinging, die ICE, doodgeskiet is. Dit is moeilik om wakker te word en iets soos dit te sien, want ek gee baie om vir my land, het sy gesê. Ek dink mense dink om een of ander rede, ek gee nie om nie, maar ek doen. Ek is baie trots om 'n Amerikaner te wees, het sy aan die media gesê. Haar landgenoot Madison Keys het immigrante en die diversiteit wat hulle in Amerika gebring het geloof en gesê sy hoop die land sal nou kan saamstaan. Een van die Bolandse staatmaker golfspelers van die afgelope jare, Philip Gerber, wat 41 jaar oud was, is na kort siekte oorlede. Hy het kolonkanker gehad. Philip, 'n oud-leerling van Paul Roos Gimnasium, het ook tydens sy studentejare by Maties op die beroemde St Andrews baan in Skotland in die wêrelduniversiteitstoernooi gespeel. Toe Philip so wat 9 jaar gelede vir die IMG sportgroep in Londen gaan werk het, het hy 'n lid van die geskiedkundige Royal Ascot Club geword, waar hy toe 'n paar keer die klubkampioen was. Hy was ook in 2011 klubkampioen van die Stellenbosch Golfklub. Hy was getroud met Yvonne Steyn en hulle het 'n dogtertjie met die naam Monet wat 2 jaar oud is. Baie sterkte aan hierdie familielede. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1834, Polokwane 1330, Lephalale 1633, Mbombela 1433, Maikeng 1631, Pretoria 1733, Johannesburg 1729, Ermelo 1329, Kalahari 2235, Gaborone 2032, Richards Bay 1833, Pietermaritzburg 1531, Durban 1828, Port St Johns 1629, Pongola 1637, Maputo 1934, Bethlehem 1230, Bloemfontein 1730, Allewal Noord 1631, Welkom 1632, Vryburg 1632, Kimberley 1932, Appington 2336, Prieska 2035, Springbok 1529, Karasburg 2234, Keetmanshoop 2435, Mariental 2234, Alexanderbaai 1625, Brandvlei 2033, Loederitsbaai 1625, Vredendal 1530,
Kaapstad 1930, Sutherland 1726, George 1930, Jeffreys Bay 1930, Gewera 1934, Graaff-Reinet 1832, Kapogolas 1727, De Aar 1631, Molteno 1326, Beaufort Wes 2135 en Oos-London 1732. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.01 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.34, 'n euro verhandel teen R18.97, 'n pond kos R21.71, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2024, palladium per fyn ons is $1,687, silwer per fyn ons is $73.34, goud per fyn ons is $4,876, Brent olie per vat is $68.65. Gedagte vir die dag, daar sal elke dag hindernisse in jou pad kom, moenie jouself in jou eie pad staan nie. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe, 'n aangename dag word vir almal toegewens.